Gelukkig is julle wat arm is, want die koninkryk van God behoort aan julle. Gelukkig is julle wat honger ly, want julle sal versadig word. Gelukkig is julle wat nou huil, want julle sal lag. Gelukkig is julle wanneer die mense julle haat en verstoot en uitskel en julle name deur die modder sleep, ter wille van die Seun van die mens. Wees bly op daardie dag en spring op van vreugde, want kyk, julle beloning in die hemel is groot. Hulle voorvaders het immers die profete net so behandel. Maar wee julle wat ryk is, want julle het reeds julle troos weg. Wee julle wat nou versadig is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en huil. Wee julle wanneer al die mense net goed van julle praat, want hulle voorvaders het die valse profete net so behandel. Gelukkig is julle. Gelukkig is julle wat swaar kry. Gelukkig is julle wat hartseer is. Gelukkig is julle wat honger ly. Wat bedoel Jesus in die Lukas Evangelie wanneer Lukas se weergawe van die saligsprekinge so aan ons verwoord word? En ek dink 'n manier om hierdie gedeelte te verstaan en amper half te kontekstualiseer in ons eie samelewing, moet ons eers die gedeelte net voor hierdie saligsprekinge van Lukas gaan verstaan. Net voordat Jesus hierdie woorde uiter en hierdie skare mense leer, was hy besig om hierdie mense te genees. Die gedeelte vooraf verduidelik dat Jesus mense van hulle siektes genees het en dat hy bose geeste bevry het en al daardie dinge gedoen het. En dan kan mense 'n vraag vra, maar hoekom leer hy hulle nie eers en dan maak hy hulle gesond en dan verdryf hy die bose geeste uit hulle uit nie? En die antwoord op dit is doeteenvoudig. Hoe gaan jy fokus op die evangelie? Hoe gaan jy fokus op die boodskap van die Here wanneer jy swaar kry? Wanneer jy siek is? Wanneer jy hartseer is? Wanneer die boosheid van die wêreld jou oorval het? Jesus sien die toestand van die mense raak. Hy sien die swaar kry. Hy sien die ellende. Hy sien die hartseer. En dan sê hy, maar vir daai mense wat swaar kry, vir daai mense wat seer het, vir daai mense wat getref word deur die onreg van die wêreld, vir daai mense het hy gekom. En ek dink, as ons kyk na vandag se samelewing, dan is dit maklik om te sê, jy weet, die lewenskoste het die hoogte ingeskiet. Dit raak al hoe moeiliker om by basiese dienste soos gesondheidsorg uit te kom. En dan verstaan ons Jesus se dreigement hier aan die einde. Weet die wat honger gaan, wat versadig gaan slaap. Weet die wat korrup is van hart. Weet die wat die arme mens uitbuit. As ons Matteus gaan lees, dan sê Matteus, want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as om die koninkryk van God te beerwe. Ons samelewing, die manier hoe goed gestruktureerd is nie regverdig nie. Wat Jesus vandag vir ons leer, is om te sê, maar weet jy, net omdat jy 'n gelowige is, net omdat jy die genade van die Here elke dag opnuut ervaar en ontdek, beteken dit dat jy nie gaan swaar kry nie. Inteendeel,
Dit beteken dat jy moet kwaad raak vir die onreg van hierdie wêreld. Dat wanneer een groepering bo oor 'n ander groepering uitgebuit word, wanneer rassekwessies tot die spits gedryf word, soos wat dit tans tot die spits gedryf word, deur eksterne faktore, moet ons as Christene, moet ons as gelowiges kwaad word. Moet ons sê, maar dit is nie die koninkryk van God nie. Dit is nie wat die Here vir ons wil hê, wanneer hy sê, ons moet ons naaste lief hê nie. Want ons naaste is ons verste. Geseënd is die wat die koninkryk van God najag. Geseënd is die wat in die voetspore van Jesus volg. Amen.